min genoeg wat dit gebeur, maar is altyd baie spesiaal en baie lekker. Ek het bietjie hier in Kempton kom kuier, by my goeie vriend Stefan Joubert, en jy kry altyd die lekkerste en die heel beste koffie hier, soos by my in Pretoria, 2 koffiesnops, soos ons hier staan, maar baie welkom by hierdie Ritme Digitaal. So van koffie gepraat en Johan Smit gepraat, wat 'n voorreg om bediening saam met Johan te doen, boesemvriend, strydgenoot in die evangelie. Dankie dat jy ook deel is van 'n bediening wat oor jare kom, en dankie Johan dat ons dit met integriteit en met die Here se liefde en guns kan doen. En dan, dankie vir elkeen van julle se terugvoer wat ons kry. Hier staan 2 gewone mense wat deur jou terugvoer geïnspireer word, gemotiveer word. So baie dankie daarvoor. En dankie ook dat jy ons help om hierdie digitale boodskappe te versprei aan vriende en familie, dat die woord van die Here lewens kan aanraak. En al gesels ons nou sommer in ligter tramp, die woord het gewig. Hoor en geniet die gewig van die woord ook vandag by Ritme Digitaal. Goeiedag en baie welkom by hierdie Ritme Digitaal. Het is my groot eer en voorreg om saam met julle uit God se woord die volgende paar minute saam te kuier. Daar is oomblikke in 'n mens se lewe wat jy nooit vergeet nie. Oomblikke waar alles skielik helder word, waar jy nie eers hoef te redeneer oor God nie. Jy weet net, God is hier. Miskien was dit dalk in 'n erediens, miskien was dit dalk alleen tyd saam met die Here, miskien in die natuur, miskien voor iets majestueus en groot, miskien in 'n tyd van ondankbaarheid of van dankbaarheid, miskien uit groot pyn of in 'n oomblik van groot vreugde. Maar daar was dalk 'n oomblik in jou lewe waar alles net helder was. En dan gaan die lewe aan. Die helderheid hou nie, dit bly nie helder nie, die oomblik bly nie. Die teks wat ek graag vandag by wil stilstaan, gaan juis oor so 'n oomblik. 'n Oomblik wat veel meer is as net die helderheid. Maar dit gaan oor Jesus en wie Jesus werklik is. En hoekom dit juis vir ons in die lydenstyd wat ons as gelowiges nou moet ingaan, juis iets is wat ons dalk as gelowiges moet onthou. So die teks wat ek by wil stilstaan, jy kan graag die Bybel oopmaak, Matteus 17 vers 1 tot 9. Ek gaan nie die gedeelte self lees nie, maar 'n paar verse klem lê en uithaal. So Matteus 17 vers 1 tot 9, kan jy graag gaan lees en jy ken dit goed. Jesus neem vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom op na 'n hoë berg toe. En daar gebeur iets wat nog nooit met hulle gebeur het nie. Ek haal aan, sy gesig het geskyn soos die son en sy klere het wit geword soos lig. So vir 'n oomblik sien hulle wie Jesus regtig is. Nie net die rabbi is wat hulle leer nie, nie net wat wonderwerke doen en was hulle honger is kos gee nie, of hulle moeg is hulle aanraak of wat wonderwerke doen nie, maar hulle sien in hierdie oomblik sy heerlikheid. Maar dan gebeur iets merkwaardigs. Iemand saam met hom daag daarop, as te ware. Ons lees van Moses en Elia, hulle verskyn saam met hulle daar en verskyn saam met Jesus. Nou, hoekom juist Moses en Elia? Wel, Moses verteenwoordig verseker die wet, Elia kan ons dalk sê verteenwoordig die profete. Wat beteken, die hele Ou Testament is iewes skielik saam met die hele Nuwe Testament. Jesus, die een wat die brug bou tussen die Oud en die Nuwe Testament, maar natuurlik ook so die apostels, wat in die vroeë kerk hierdie roeping of die koninkryk van God verder gaan vat. So die hele boodskap, die hele Nuwe en Ou Testament kom saam in hierdie teks. Nou wat is die boodskap in hierdie verskyning? Jesus is nie net nog 'n profeet nie, hy is ook as te ware die vervulling van alles waarna die Ou Testament wys. Maar dan kom hierdie belangrike oomblik wat dit eintlik ontvou. 'n Wolk omsingel hulle word omsingel met hierdie wolk, en hoor hulle stem, die Vader, God se stem, wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. Dit is hierdie klimaks, hierdie hoogtepunt. Dis waaroor hierdie hele gebeurtenis gaan, dat God sê wie Jesus is. En nie net oor wie Jesus is nie, maar dat God ook sê, luister na hom. Hy gee opdrag aan hierdie apostels. En dit is presies dit, waar dit vir ons bietjie 'n struikelblok as te waarheid. Nou wat gebeur? Hoekom gebeur hierdie oomblik? Hierdie gebeurtenis gebeur nie toevallig nie.
As ons na die Matteus evangelie kyk, hier in Matteus se evangelie, is dit juist doelbewus hier geplaas. Hoekom? Net voor dit, Matteus 16, het Jesus vir die eerste keer vir sy disippels gesê hoe sy lydingspad gaan lyk. Hy moet ly, hy moet oorgelewer word, hy moet verwerp word, en hy gaan doodgemaak word. En Petrus het geprotesteer en gesê, tog nie Here nie, asseblief moenie. Net hierna, Matteus 17, vers 22, gaan Jesus weer praat oor sy lyding en sy dood. So hierdie verhaal van die verheerliking op die berg word omsingel met twee gebeurtenisse waar Jesus sy roete, sy lydenspad bekendstel aan die disippels en as ons as lesers. So met ander woorde, van verheerliking op die berg gebeur tussen twee aankondigings van lyding. Nou dis nie toevallig nie. Geverg om te sê dit is God se genade. 'n Teoloog, Ulrich Lutz, sê dit so pragtig. Hy sê, without suffering, peak experiences becomes illusionary. Without peak experiences, suffering becomes devoid of hope. Met ander woorde, sonder lyding raak sulke bergoomblikke net dit mooi ervarings. Maar sonder hierdie oomblikke van bergoomblikke raak lyding ondraaglik, iets wat ons nie kan hanteer nie. So God gee vir hulle 'n blik op Jesus se ware identiteit voordat hulle die pad na die kruis toe saam met hom moet loop. Nie sodat hulle daar kan bly op hierdie bergoomblik nie, maar sodat hulle iets het om vas te hou wanneer hulle hierdie lydingspad gaan loop en wanneer alles om hulle donker gaan raak. Nou hier lees ons bietjie nader dan Petrus se reaksie is dan vir ons iets so eerlik en menslik. Hy wil daar bly. Hy sê, Here, dit is goed dat ons hier is. Kom ons bou 3 tente. Ander woorde, kom ons bly hier. Kom ons hou hierdie oomblik vas. Kom ons verpak hierdie oomblik in 'n foto en ons vergeet dit nooit nie. Kom ons maak dit permanent. Dis miskien hoe ons soms voel wanneer God naby is. Ons wil daar bly. Ons wil nie dat dit weggaan nie. Maar Jesus laat hulle nie toe om dit te doen nie. Hoekom? Want die berg is nie die eindbestemming nie. Jerusalem is. Die berg is as te ware vir ons voorbereiding. Die pad na Jerusalem toe, na die kruis toe, is die roeping. As hulle daar wil bly, of hulle daar gebly het, sal hulle nooit verstaan het wie Jesus werklik is nie. Want Jesus se identiteit as verlosser word die beste vir ons verteenwoordig, waar Jesus homself doodloop aan die kruis. Jesus se ware heerlikheid word aan die kruis geopenbaar. Daar waar hy sy lewe aflê, daar waar hy die seun van God bewys deur te sterf vir ons as sondaars, daar word sy heerlikheid finaal gesien. Maar om dit te kan sien, om dit te kan verstaan, moet ons eers hier gewees het, op die bergoomblik. Hulle moet eers gesien het, hy is die seun van God, hulle moes gehoor het hoe God dit vir hulle sê, sodat hulle later kan glo, ook daar waar hy aan die kruis hang. So die Vader se stem op die berg, gee opdrag verder vir die apostels en vir ons. Luister na hom. Nie hou hierdie gevoel vas nie, nie neem 'n foto nie bou tente en bly hier nie, maar luister na hom. En wat gaan Jesus sê as hulle afgaan van die berg af? Hy gaan praat oor sy lyding. Hy gaan praat oor die kruis. Hy gaan praat oor sy eindbestemming, die roete. Die seun van die mens gaan verraai word en in die hande van mense oorgelewer word. Nou wat moet die disippels doen? Hulle moet luister. Selfs as dit nie sin maak nie, selfs as hulle dit nie wil hoor nie, selfs as dit teen hulle verwagting is. En dit is die opdrag vir my en jou in lydenstyd. Nie om te probeer vas aan hierdie bergoomblikke nie, nie om te probeer bly waar God voel hy's naby nie, maar om na Jesus te luister. Veral wanneer ons hy lei deur die dal van diep donker skade en donkerte. Dalk het jy al sulke oomblikke gehad. Oomblikke waar God naby was, dalk baie naby gevoel het, waar alles helder was, en dan het dit verdwyn. Dan het jy gewonder, hoekom gee God hierdie oomblik vir my? Hoekom gee hy dit en dan vat hy dit weer weg? Hierdie teks mag vandag vir jou 'n antwoord gee. Hy gee dit nie vir die oomblik self nie. Hy gee dit vir wat na die oomblik gaan kom. Die disippels sou hierdie ervaring desperaat nodig het. Hoekom? Want hulle sien Jesus sweet, as hy bid in Getsemane en sê, Here, laat hierdie lydensbeker vir my weggevat word.
wanneer hulle sien hoe hy gevange geneem word, wanneer hy vasgeboei word, wanneer hy verhoor word, wanneer hulle sien hoe Jesus sy laaste asem uitblaas aan die kruis. Dan sou hulle hierdie anker wil hê in hulle geheue, 'n werklike oomblik wat hulle kon beleef het, 'n oomblik waar hulle gesien het en beleef het en glo Jesus is die Seun van God. En in daardie geestelike geheue as te ware, dit sou hulle dra. Maar ons moet iets belangriks byvoeg. Dalk het jy nog nooit so dramatiese ervaring gehad nie. Dalk het God nog nooit vir jou so naby gevoel soos hierdie bergoomblik nie. En dis oukei. En die punt van hierdie teks is nie dat ons hierdie bergoomblikke moet gaan soek of almal moet dit hê nie. Die punt is dat ons moet luister na Jesus. Of ons sulke ervarings het of nie. Geloof word nie gebou op 'n naby God voel nie. Geloof word gebou op wat God gesê het, op wie Jesus is, op wat hy gedoen het. En daardie Jesus, die een wat verheerlik is op die berg, is dieselfde Jesus wat aan die kruis gesterf het vir my en jou sondes. Ek haal dalk vir my persoonlik die mooiste sin aan van die hele vers, van die hele gedeelte. Ek het opgekyk en niemand gesien nie, behalwe Jesus alleen. Wat beteken wat? Die lig is weg, die wolk is weg, Moses en Elia is weg, die dramatiese ervaring is verby, maar Jesus is daar. En dis al wat 'n mens nodig het, as jy moet afkom van die berg af. Die wete dat Jesus daar is. Nie die ervaring nie, nie die emosies nie, nie die gevoel nie, nie die lig nie, Jesus. Jy weet dat Jesus daar is. Dis dalk al wat ons nodig het in hierdie lydenstyd. Nie herhaling of 'n duplication van die ervaring nie. Nie 'n nuwe emosionele hoogtepunt nie. Nie 'n nuwe bergoomblik nie. Miskien is Jesus alleen genoeg. Die een wat op die berg verheerlik is, die een wat aan die kruis gesterf het vir my en jou, die een wat uit die dood het opgestaan het. Hy is genoeg. Jesus is genoeg. Jesus het in vers 4 vir hulle en vir ons so mooi gesê, moenie vir iemand hiervan vertel nie, totdat die Seun van die mens uit die dood opgestaan het. Eers na die opstanding sal hulle verstaan wat hulle hier gesien het. Sal hulle verstaan wat in die bergoomblik gebeur het. Sal hulle verstaan hoekom die bergoomblik nodig was om hulle te dra deur die kruisgebeure. Eers dan sal hulle verstaan dat die verheerliking en die kruis saamhoort. Dat Jesus se heerlikheid nie ten spyte van die kruis nie, maar deur die kruis gekom het. En dis dalk die boodskap van die lydenstyd. Ons loop in hierdie seisoen saam met Jesus na Jerusalem toe, na die kruis toe, na die donkerte. Miskien is dit om ons donker, miskien sit jy tans in 'n seisoen van jou lewe van donkerte, van lydenstyd, die swaar gevoel. Maar dan moet ons onthou, ons loop nie blind nie. Ons loop nie en stamp en voel rond nie. Ons het die Vader se woord wat ons dra. Dis my geliefde seun, luister na hom. Ons weet wie Jesus is. Ons weet waarheen Jesus ons roep as hy sê volg hom. Mag ons agter Jesus aanloop na die kruis toe. En verby die kruis, deur die kruis ook loop na opstandingssondag toe, na die opstanding toe. Mag jy in hierdie bergoomblikke vashou. Mag dit jou dra in die oomblikke wanneer dit donker is in jou lydingstyd seisoen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons weet U is 'n goeie genadige God. Dankie dat U vir ons soms sulke bergoomblikke gee. Dankie dat ons soms oomblikke het wat ons kan voel is naby. Here, dankie dat ons weet daai oomblikke is nie al wat nodig is nie. Daai oomblik is dalk genoeg om ons te dra, juis in die lydenstyd, juis in hierdie tyd wanneer dit swaar gaan, donker gaan, wanneer ons voel en wonder en vra, waar is U? Here, U ken ons harte. Miskien sit ons vandag hier en ons wonder, waar is U? Mag hierdie bergoomblik in ons lewe, mag die feit dat Jesus alleen genoeg is en saam met ons hierdie pad stap en voor ons hierdie pad stap, laat ons agter Jesus aanstap. Mag dit genoeg wees om ons moed te gee, hoop te gee en te weet ons hoop is nie gefestig op iets buite onsself nie of op iets wat ons self moet doen nie, maar ons hoop is gefestig op 'n persoon, op Jesus Christus, ons verlosser, wat die kruis stukkend geloop het, wat die graf dood geloop het, stukkend geloop het en opgestaan het uit die doodheid, wat vandag aan die regterhand van God sit en ons kyk op en ons weet U is ook saam met ons hierdeur. U het die Gees vir ons gegee en U is teenwoordig in hierdie seisoene van donkerte,
van swaarheid. Mag U ook ons hoop wees, mag ons vashou daaraan, sodat ons kan vashou aan U lig en U ewige lewe wat U vir ons gegee het, aan U Gees wat in ons is, voordat in U groot en heilige naam alleen. Amen. Baie bedankt dat ingeskakel het. Sien julle graag volgende Ritme Digitaal geleentheid. Totsiens. Wat 'n lekkerte om so te kan luister na die woord te kan hoor en uitgedaag te word. En die belangrike natuurlik is nou, wat gaan ons hiermee maak? Die hande en voete van die woord. Soos ek en Stefan altyd sê, dis 'n kyk en doen bediening. Dis nie net kyk en luister en doen niks nie, want geloof moet oorgaan tot dade. En dankie ook dat jy ook ons bediening ondersteun, wat die Here se bediening is, dit moontlik maak, dat dit landwyd en wêreldwyd kan versprei. Dankie vir jou finansiële ondersteuning, dankie vir jou gebede, dankie vir jou aanmoediging. En ons wil regtig vir jou aanmoedig, versprei hierdie asseblief. Kom ons kry die woord by meer mense uit. Dit is ons hart, dit is die hart van Ritme, die woord by soveel mense as moontlik. En die week is al reeds vir my lekker om te langs Johan Smit, my vriend, kan staan, maar mag jou week ook lekker wees.